Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand. Vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig gaan wegdryf slaapland toe. Donderdag aande kuier oom Eldie by ons en Sondag aande wissel ons tussen Maas Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en nou en dan 'n lekker storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Vanaand, onder die lamplig, maak ons episode 10 se dossier oop. Die vermiste meisies van Gert van Rooyen en Joey Haarhof. Goeienaand mensies, ek is Maritjie Maas Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het, en ek nog gedink het koffie kan slaap vervang. Vir meer as 30 jaar volg ek stories deur donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie, en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Maar vanaand sit ons nie by 'n gewone dossier nie. Vanaand sit ons by een van daardie sake wat nie net op papier lê nie. Hy lê in mense se huise, in ouers se harte, in Suid-Afrika se geheue. Want daar is party sake wat eindig met 'n uitspraak. Party eindig met iemand wat sê, nou weet ons. Maar hierdie een eindig met stilte. Luisteraars, vanaand se episode bevat ontstellende besonderhede oor kinders, ontvoering en moontlike geweld. Luister asseblief met sorg. Die name Gert van Rooyen en Joey Haarhof is al dekades lank vasgebrand in Suid-Afrika se misdaadgeskiedenis. Hulle is verbind aan die verdwyning van jong meisies in die laat 1980s. Meisies wat nooit weer huis toe gekom het nie. Van Rooyen en Haarhof was verbind aan die verdwyning van 5 meisies tussen 1988 en 1990. Daar word ook verwys na 'n 6de bekende vermiste meisie, Tracy Lee Scott Crossley, wat gereeld saam in hierdie saak genoem word. Die meisie se liggame is nooit gevind nie. En dis miskien die wreedste deel van alles. Nie net dat kinders verdwyn het nie, maar dat families moes aanhou lewe met vrae wat nooit antwoorde gekry het nie. Gert van Rooyen se volle naam was Cornelius Gerhardus van Rooyen. Hy was nie 'n onbekende gevaar toe hierdie saak later oopgebreek het nie. Hy is reeds vroeër skuldig bevind aan misdade teen jong meisies. Hy is in 1979 gearresteer en later gevonnis, nadat hy 2 jong meisies ontvoer en seksueel aangerand het. Hy het tronkstraf uitgedien voordat hy weer vrygelaat is. En hier wil ek net stop vir 'n oomblik, want hierdie is altyd die vraag wat soos koue tee in jou mond bly lê. Hoeveel waarskuwings het 'n samelewing nodig voor hy glo hy is 'n monster? Die laat 1980s was Van Rooyen saam met Joey Haarhof. Sy was nie net 'n vrou op die agtergrond nie. In hierdie saak word sy beskryf as sy geliefde, sy medepligtige en moontlik die persoon wat gehelp het om jong meisies te lok.
Bronne meld dat Joey moontlik 'n rol gespeel het om meisies veilig te laat voel, want 'n vrou lyk mos minder gevaarlik as 'n man alleen. En dit mensies is wat hierdie saak so besonder gruisam maak. Nie net die geweld nie, die vertroue. Daardie oomblik waar 'n kind gedink het, dis seker veilig, sy lyk vriendelik. Ons moet hulle name sê, nie net die name van die mense wat beskuldig is nie. Die meisies wat met die Van Rooyenhof saak verbind word, sluit in. Tracy Lee Scott Crosley, Joan Horn, Odette Boucher, Annemarie Wapenaar, Jolanda Wessels, Fiona Harvey. Die ouderdomme val meestal tussen ongeveer 11 en 14 jaar oud. Kinders, skoolkinders, dogters met tasse, sleutels, planne, kwaadwees daar, lag daar, en mense wat vir hulle gewag het. Die besonderhede verskil effens, maar die breë patroon bly dieselfde. Meisies verdwyn, getuies sien party van hulle moontlik by voertuie of saam met volwassenes, en later word leidrade by Van Rooyen se woning gevind. Volgens bronne is daarna Van Rooyenhof se dood items en inligting gevind wat hulle met sekere meisies verbind het. Onder andere adresse, sleutels, persoonlike items en ander leidrade. Maar wat nooit gevind is nie, was die kinders self. En dis waar hierdie dossier swaar raak, want 'n handsak kan gevind word, 'n nota, 'n sleutel. Maar 'n ma, sy soek nie 'n sleutel nie. Sy soek haar kind. Die patroon, sover 'n mens dit uit die oorlewende getuienis, polisie-inligting en latere leidrade kan rekonstrueer, lyk so. Jong meisies is genader, moontlik deur Joey se teenwoordigheid geruggestel, na Van Rooyen se huis geneem, beheer deur dwang, beperkings en moontlik verdowing, en daarna het die spoor eenvoudig doodgeloop. Maar omdat daar nooit 'n volle verhoor was nie, bly modus operandi hier 'n versigtige woord. Ons werk met getuienis, leidrade en patrone, nie met 'n finale hofuitspraak nie. Van Rooyen se huis in Malherbestraat, Pretoria, het later bekend geword as 'n soort van House of Horrors in die media. En inwoners wou hê dat die plek uiteindelik in iets goeds omskep moes word. 'n Plek van veiligheid, eerder as herinnering aan vrees. Ek persoonlik weet nie of dit ooit moontlik is nie. Daardie tipe huis kry later 'n amper mitiese status in mense se verbeelding. Die gordyne, die kamers, die garage, die tuin. Maar ons moet versigtig wees. 'n Huis is nie boos op sy eie nie. Mense maak 'n plek donker. In 1996 is daar weer groot ondersoekwerk by die huis gedoen. Volgens bronne is dele van die huis afgebreek en ondersoek. Selfs die dak, mure, grond en moontlike holtes is nagegaan. Bene wat gevind is volgens forensiese ondersoek as nie menslik geïdentifiseer. Maar steeds geen meisies nie. Net grond, stof, vrae. Die saak het uiteindelik oopgebreek nadat 'n meisie ontsnap het. Die gruwels is blootgelê toe 'n 16-jarige meisie in Januarie 1990 ontsnap het. Daarna is die misterie rondom die ander vermiste meisies weer in die lig getrek. En dink daaraan, een kind kom weg, een kind hardloop uit die donker uit, en skielik sien almal wat moontlik agter die gordyne was. Maar toe die polisie van Rooyenhof nader, het die storie nie in 'n hofsaal geëindig nie. Op 15 Januarie 1990 het Van Rooyenhof in Pretoria gesterf, terwyl die polisie hulle agterna gesit het. Die moord
was as 'n selfdood beskryf, terwyl hulle deur die polisie gevolg is. Ander sê dit was 'n moord-selfdood. Van Rooyen het Harof geskiet en daarna homself. En daarmee het iets belangriks saam met hulle gesterf. Die kans op 'n volle verhoor, 'n kruisverhoor, die kans dat iemand onder eed kon sê, hier is waar die meisies is. Maar die saak self, die vermiste meisies, die moontlike medepligtiges en die vraag waar hulle is, bly 'n koue dossier wat nog nooit werklik toegemaak is nie. En dis hoekom hierdie saak tot vandag toe bly oopskeur, want dood is nie altyd afsluiting nie. Partykeer is dit net 'n deur wat toegeslaan word van die verkeerde kant af. Jare later het die soektog weer begin, hierdie keer na die KwaZulu-Natal kus. In 2017 het polisie en forensiese spanne by Blythedale strand gaan grawe, nadat nuwe inligting daarop gedui het, dat daar moontlik oorblyfsels van minstens een slagoffer daar begrawe kon wees. Sandduine en areas naby 'n stormwater- of uitlooppyp is ondersoek. En daar's iets besonders hartseer daaraan, want mense sê mos altyd die see gee terug wat hy vat, maar in hierdie saak het die see stil gebly. Of miskien het mense net nog nie op die regte plek geluister nie. Nou kom ons by die deel waar ek my bril bietjie laer op my neus sit. Want hierdie saak het oor die jare baie teorieë gekry. Party mense glo van Rooyen en Harof het nie alleen opgetree nie. Party praat van 'n groter netwerk van uitbuiting. Party praat van moontlike mense met mag. Party praat van kindermensehandel. Maar dit bly teorieë en vermoedens, nie bewese hofbevindinge nie. Maar hier moet ons baie duidelik wees. Daar is vermoedens, gerugte en teorieë, maar nie alles is bewys in 'n hof nie. Omdat Van Rooyen en Harof dood is voor 'n volle verhoor, bly baie van hierdie vrae onbeantwoord. En dis juis waar sake soos hierdie gevaarlik raak. Want stilte maak plek vir stories. En soms is die stories waar, en soms is hulle halfwaar. En soms is hulle die enigste manier waarop mense probeer sin maak van iets wat geen sin het nie. Mensies, ek wil hier net 'n kort vergelyking maak. Die Epstein-saak is nie dieselfde saak nie, en daar is geen geloofwaardige bewyse van enige direkte verband met Van Rooyen en Harof nie. Maar die parallel lê in die ongemaklike vrae wat agterbly wanneer beskuldiges sterf voor hulle volledig in die hof oopgevlek word. Wie het geweet? Wie het gehelp? Wie het weggekyk? En hoeveel mense het gekies om nie te sien nie? Maar daar is 'n tema wat mens nie kan ignoreer nie. Jeffrey Epstein is in 2019 in die VSA aangekla op federale seks-mensehandelklagte, waar die aanklagtes verwys het na slagoffers so jonk as 14 jaar oud. Hy is dood in aanhouding voordat daardie saak volledig in die hof kon ontvou. Die Amerikaanse Departement van Justisie sê dokumente bevestig die aanklagte en latere amptelike hersienings het Epstein se dood as selfdood bevestig. En net soos met Van Rooyen, die dood van die beskuldigde los nie noodwendig die saak op nie. Dit sluit dikwels die pad na antwoorde af. In Epstein se geval vra mense wie het gehelp, wie het geweet, wie het weggekyk. In Van Rooyen en Harof se geval vra mense, waar is hulle alleen? Waar is die meisies? Wie anders het geweet? En hoekom het niemand betyds gekeer nie? Hierdie is miskien nie dieselfde storie nie, maar dit het beslis dieselfde koue gevoel, wanneer kinders se veiligheid onder groot mense se geheime begrawe word. Daar is 'n paar redes waarom hierdie saak steeds in Suid-Afrika se geheue bly. Die slagoffers is nooit gevind nie. Geen begrafnis, geen finale bewys.
Geen plek waar families net kan gaan sit en sê, hier rus hy. Die verdagtes het gesterf voor 'n verhoor. Dit beteken, beweringe kan nooit in 'n hof getoets word nie. Die moontlikheid van 'n groter netwerk bly soos rook in die kamer. Nie genoeg om vas te vat nie, maar genoeg dat mens dit bly ruik. Hierdie saak raak aan 'n ouer Suid-Afrika, 'n tyd voor selfone, voor kameras orals, voor Amber Alerts, voor sosiale media wat binne minute 'n gesig kon versprei. Destyds kon 'n kind verdwyn en die wêreld het nog steeds stadig aanbeweeg. Vanaand se dossier het nie 'n netjiese einde nie. Daar is geen laaste hoofstuk waar die speurder inkom en sê, ons het hulle gekry nie. Daar is net name. Tracy Lee, Joan, Odette, Anna-Marie, Jolanda, Fiona. En moontlik nog name, wat nooit hardop genoeg gesê is nie. Gert van Rooyen en Joey Haarhoff is dood, maar die vrae wat hulle agtergelaat leef nog. In ou koerantknipsels, in polisieleers, in moeders wat nooit regtig op 'n wag nie. En in Suid-Afrikaners wat nog steeds vra, maar waar is die kinders? En miskien is dit waarom ons hierdie sake vertel. Nie om die monsters groter te maak nie, maar om die lig weer op die vermistes te sit. Want hier by onder die lamplig, mensies, behoort die donker nie die laaste woord te hê nie. Ek is Meis Kokemoer. Slaap sag vanaand, maar onthou hulle name. Onder die lamplig, geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.